Goeienaand en welkom by nog 'n uitsending van Stoom saam met Oom Sit. Coach A, hoe gaan dit met jou? Goeienaand Oom Sit, goeienaand aan al die luisteraars wat ingeskakel het hier by ons program. 1.3 miljoen is ingeskakel en ek wil vir hulle elkeen welkom heet. Dit was 'n goeie week. Dit was verlede week was die laaste van die eerste ronde. Maar ons programmetjie het hom sit uitgesit en ons gaan naby hou. Ja, ons het vanaand een wedstryd waaroor ons gesels en dis die wedstryd môre wat plaasvind tussen Grabouw en Universals. Maar coach, ek wil net so 'n terugblik vat oor die week wat verby is. Ja, baie goed het gebeur. Ek het gesien verlede week in Sondag het Plaasie daar op sy program 2 brandblussers gehad en die 4 behoorlik doodgeblaas van Botlavye. Maar wat 'n game. Aan die einde van die dag is dit maar net Safkol wat te sterk is. Ek dink nie Safkol het op hierdie stadium hulle gelyke in die Oeverbergie 45-21. Ek wag nog vir 'n span. Was toe heel in die lug op en toe spring hy om die bal te vang. Maar toe vang hy bal in man. En Ball en ref. Ja. En daar ek weet nie wat toe gebeur het hier om sit. Ja nee, kom ons is net bly dat die ref ook uit is. Ja, en dat die spel aangegaan het, dat daar nie 'n geel kaart uitgeruk was of 'n rooi kaart, want ek verstaan, juis in daai wedstryd was daar sommer 2 geel kaarte vir die kapteine gegee. Ek weet nie wat aangaan op ons velde nie, jong, dat die kapteine wagter wil luister nie. Albei kapteine. Ja, ek verstaan so ja. Die kapteine moet besef, jy kan vra, maar jy moet nou nie soos 'n pysies wat jik aan mekaar nie. Daar gaan die ref geïrriteerd raak. Aso om sit. Jy kry mos kapteine wat, jare jong, hulle is knaand. Ek wil net weet om sit. Maar ek was nou nie daar, so ek kan nie sê nie. Ja, ek kan ook nie sê nie. In so 'n geval, ek vra nou, as die ref nou 'n kop hou gekry het, dan moet hy gaan vir 'n concussietest. Ek weet ek vra. Weet jy, dis 'n baie interessante vraag wat jy vra, verstaan? Gaan hy vir 'n concussietest of vir net as 'n hoe noem hulle dit? Voorsorgmaatreël, ja. En dan wie vat verder? Ja, hy moes 2 eiers. Hy moes een van hy eiers moet maar voorvat en dan moet hulle maar manne kry wat daar langs die veld staan om in daai eiers se plek. Dis nogal interessant. Ons moet lyk my, dit is iets wat ons eintlik moet ook 'n bietjie gaan navorsing doen. Bietjie gaan vra daar so by ons goeie vriend Linston Maniel. Ja, ons het al hoeveel keer gesê. Maar ons het al sulke gevalle gehad, coach A. Ja. Wat 'n ref as gevolg van die 'n besering uittree. Ja. En dan van die eier gewoonlik die wedstryd. Ja, maar wie besluit dan watter eier? Die twee bestuure, die twee nee, kyk, jy kry mos 2 eiers. Nou jy kry 'n eier wat ek noem dit sommer die chief eier. En dan kry jy nog 'n eier verstaan wat eintlik hy's maar net daar. As hy chief eier die oor die tweede span geblaas het. Gewoonlik is dit die ou verstaandjie wat die tweede span geblaas verstaan. Hy is die chief eier en dan is daar nog 'n vlagman en dit is selfs lyk dit vir my en ek praat onder korreksie en mense moet miskien maar nou vir my help hierso. Jy sal sien baie keer wanneer hulle paal toe skop. Dan sal die een eier sal gewoonlik na die ander eier kyk. Dit lyk my daai eier, hy is die soldiers agter daai paal. As sy vlag af is, al is dit oog, lyk my die derde judge, hy kan nie overrule nie. Dis interessant. Dit is baie interessant om sit, maar wat ook nogal vir my interessant is vanaand is ek sien om sit dit so 'n borgspeld aan. Om sit dan nou nes Ramaphosa hulle as hulle die mense gaan besoek in die ander lande dat hulle mos 'n borgspeld aan by die landsvlag. Ek sien daai is ook nogal 'n tipe van 'n ding wat hom sit daar aan. Ek weet nie wat dit is nie, maar is 'n Weskaap ding. Dit is Weskaapse Sports Council. Yes. Jy weet mos ek is 'n toekenning gekry vir die beste fotograaf, mediaman. En 'n mediaman so 2 jaar terug. En ek dra hierdie borgspeld met trots, meneer. Met trots, ja. Ek dra met trots. Ek sien hulle het ook 'n paar hand kom gee. Verlede week hierso in die Oeverberg vir sport vir sportkodes. Ek sal nog 'n bietjie gaan navorsing doen, uitvind wat 'n sportkodes geld gekry het by die Weskaapse Sport Council, die regering. Yes.
So ja, maar kom ons praat oor die wedstryd môre daar op Grabouw. Ek wil voor ek daaroor praat wil ek hê ons moet na die lok kyk. Okay, ons kyk na die lok, praat met my. Een van die spanne wat môre speel, wat is hulle posisie op die lok? Hulle is derde. Hoeveel punte is hulle agter die leaders? Ek dink hulle was verlede week op 33. Ek dink hulle het 5 punte gekry verlede week. Ek is nou nie seker by Caledon. So as hulle 5 gekry, dat beteken dit hulle lê op 38. En as hulle op 38 lê en hulle kry môre 5 punte weer daarso teen Grabouw wat waarskynlik is, dan lê hulle ewe skielik by 43. Dit beteken dit is omtrent 6 punte agter die tweede persoon wat tweede lê. Dis Botterivier. So die ding gaan neek meneer in die tweede helft. Ja, ek kyk nou hier op hierdie stadium lê Houston in die derde plek saam met Stanford. Hoeveel? 36 punte. Dis 'n unofficial log wat ek hier gekry het. Nee man, maar ek kan nie verstaan nie. Dinge is dan verlede week gelê op 33. Nee, ek kan nie sê nie, omdat al wat ek weet is, dit is wat ek gekry het. So ek vermoed dan... So hulle lê op 36. Okay, as hulle 5 kry, dan gaan hulle op 41 kom staan, wat waarskynlik is. Ja. So dit beteken, daar is 'n 8 punte verskil, 2 wedstryde in hand. Dis korrek, ja. Op die persoon, op Botterivier wat aan tweede lê. Wat nog genoeg spasie is. Nee, eintlik nie. Meneer, as jy mooi gaan kyk, Botterivier moet hulle laaste 2 wedstryde gaan wegspeel. Hulle moet gaan speel juist vir Universals op Stanford. En ek kan nou vir jou sê, dit gaan 'n hengse wedstryd wees. Veral as Universals in 'n posisie is waar hulle moontlik 'n top 12 kan speel. En daar soos die lok gaan uitloop, daar is 'n 8 punte verskil. Want Universals gaan weet, hy gaan baie sterk steen op Safkol. Want hulle weet as hulle daar kan wen en hulle kan dan vir Botterivier met 'n bonus wen. Daar is technically net 3 punte verskil. Ek praat nou hypothetisch gesproke, as die lok gaat lyk, as die nou lyk. Dit beteken, hulle weet, Botterivier moet Safkol toe gaan. Grabouw toe, wat bitter moeilik gaat wees. Maar dan weet hulle ook, hulle moet die next week, hulle laaste wedstryd kom speel in Caledon, hier op Canola Park. So, is 'n baie interessante scenario, myns en siens verstaan, wat hom gaan uitspeel in hy laaste 2 wedstryde van die liga. En dit is wat sy naam gesê het, Brendan, nou die verlede week, hulle wil vroeg kwalifiseer. Hulle wil nie in 'n posisie wees verstaan dat hulle die laaste 3 wedstryde moet wen nie. En ek dink dit is presies wat Grabouw, wat Botterivier ook wil doen. Hulle sal soveel as moontlik van hulle wedstryde wil wen, maar aan die ander kant verstaan jy, gaan Stanford dieselfde wil doen. Want Stanford sal soveel as moontlik van hulle wedstryde sal hulle wil wen. Sodat dit vir hulle by die laaste 3 wedstryde in 'n posisie plaas waar hulle self kan besluit hoe hulle deurgaan of nie deurgaan nie, coach. Ja, waar speel hulle wedstryd? Grabouw, Stanford? As op Grabouw. Op Grabouw. Bouwsand Park. Bouwsand Park. Oké. Want as ek nog gaan kyk, hoe lang is die? Wanneer begin die tweede rondom sit? Ek dink dit begin oor 2 weke van nou af. As is nou die naweek is hulle af, die volgende naweek af en dan nog 'n naweek. Dan begin hulle. Ja, so 3 weke. Julle 3 weke. Maar die rooster het nog nie uitgekom, dit mag wees dat Boland besit as geen 2 weke. Ja, want ek weet nie om sit. Ja, dit is natuurlik 'n baie belangrike wedstryd hiervan veral hier. Ja, maar kom ons praat oor die wedstryd môre man. Ons praat jy draai so 'n hoender wat skrop verstaan en jy kom nie om die milie te pikkie. Maar kom ek sê vir hom sit Grabouw kom van 'n wen af. Wel daai mense het Rovers het 25 punte aangeteken. Teen Grabouw op Grabouw. Wat vir my sê dat Stanford dalk net wel die bresse kan slaan op Grabouw.
in môre se wedstryd. Ja, ek het gesels in die week, het ek gesels met iemand daar so op Grabouw. En hulle sê, aan die einde van die dag, toe Riviers aan die eind, hulle impakspelers opstuur. Yes. Toe teken hulle, ek dink iets soos 18 punte of 20 punte aan. So dit sê vir my iets gebeur daar, so by Riviers aan die eind, dat hulle besef verstaan sy dat, jong, ons sal iets moet doen. Anders gaat ons maar weer in die bos wees. Nou, coach ek is baie eerlik. Ek het ook in die week gesê, toe ek met die voorsitter van Grabouw praat, toe sê ek van kyk, ek kan nie sien dat julle vir Stenford môre gaan wen nie. Klop. 'n Mens moet mense nie valse hoop gee nie, man. Ja. Verstaan jy? Ek het hom reg gesê, die feit dat julle nou vir Riviers gewen het, great. Dat haal julle 'n bietjie weg van die rooi lyn af. Maar julle is maar nog steeds op die rooi lyn. Die grill verstaan, sy neus is nog altyd verstaan jy in die gras. Soos die truckdrywer sal sê. So, en ons weet nie, wat baie interessant is nou hier aan die einde van die eerste ronde, normale Genadendal verstaan jy wat in die rooi sone lê, hy is weg van die rooi sone af. Hy is weg, ja. So, beide hierdie twee spanne verstaan sal met diep delf, maar 'n baie interessante ding wat ek sien wat besig is om gebeur op die lok. Kyk gou daar op die lok, waar lê Seahawks? Dit is 'n interessante ding. Ek dink hulle lê op 20 punte, hulle lê 3 punte voor Genadendal. Ja, dis unofficial nie. Ja, 3 punte is nie goed genoeg. Dit beteken hulle lê in die 9de plek. Nee, hulle lê nie, hulle lê in die 9de plek, ja. 9de plek met Genadendal na die 10de plek. Dis korrek. So, dit is ook 'n baie interessante verwikkeling wat ons sal moet dop, want ek het net my gut feeling sê vir my, Grabouw gaan in die tweede ronde terugkom. Grabouw gaan alles in hulle vermoë doen om weg te kom verstaan sy van hy onderste 2 plekke, want soos ek verstaan in die grapevine, soos ek hoor, dat lyk my daar is groot oproepe verstaan van spanne wat sê nee man, die ding dat die span verstaan wat tweede laaste eindige relegasiewedstryd speel, Boland moet wegdoen daarmee. Okay. Al twee spanne wat laaste eindig, die twee laaste spanne wat onder lê, hulle moet glip. En dan die twee spanne verstaan by die streek uitdaag, hulle kom outomaties op. En as daai ding goed te keer word deur Boland, want daar is mos nou 'n ding uit wat Boland voorstelle gevra het vir die kompetisiereëls. As dit goed te keer word, dan sal Grabouw wel wegkom daar. Want daar is nie 'n tweede kans om 'n relegasie te gaan speel en die hoop te hê, ons gaan miskien daai wedstryd wen soos Genadendal vir 3 jare agtereensvolgens vir 'n span soos Stenford uitgehou het. Dit gaan nie gebeur nie. Ja, as dit aanvaar word, dan is natuurlik die manne wat 1 en 2 van onder af lê. In die moeilikheid. Hulle is in die moeilikheid. Ek sien kyk volgens die unofficial log lê Genadendal 7 punte voor Grabouw. Maar julle daar by Safkol het mos die ding vervolmaak om spelers wat getransfer is weer terug te bring. Hoe lyk jy nou so verbaas? Nee, ek weet glad nie van die. Ja, nee, ek verstaan daarso by Seahawks, al die hy is daar klip toe daar in die SVD. Ek verstaan so. Yes. En dit baan vir my weg om na 2 wedstryde weer transfer te vra na Stenford toe. Dit was 'n hengse ding gewees. Maar ongelukkig verstaan jy die ouens sien die loophole. Hulle sien ook nee, is right. Boland praat dit van van tussen clubs. Maar as ek gaan speel vir 'n klub daar so in die SVD. Ja, en ek kom en het lyk my die manne gaan agreements aan met daai clubs daar. Sê ek is right. Ons gaan net so vir 2 wedstryde Jola so. Dan gaan die oude transfer vra. Dus ek moet sê, het lyk my is eintlik iets wat ons of ek liewer sê Safkol, ek weet nie daarvan. Julle trek mos baie manne daar van St. George's af. Dit die manne wat miskien hier by ons was verstaan in die Boland is 'n goeie lesoendram. Kom hulle hier na toe. Maar ek moet sê, maar ek sien Botrevier alle Joel weer daar by Makassa. Nou wonder ek my, wel nie dieselfde ding nie. Ja, maar ek weet nie hoe sit. Ja, my broer. Ek moet sê kyk wat gebeur het met Beast wat vir ons gespeel het. Beast was Tygerberg toe net vir die Saldanha tournament. Daar is die man by Bella Vista.
So, ek weet nie of julle nou dink, is net sekere klipsie, maar Bella het dan nie die ding daar. Ja, nee, kyk, wat gebeur ek sê altyd nee, 'n reël is daar om getoets te word. En as 'n klip of enige mens, ouens die gap sien, dan gaan hulle. So, vir die manne daar buitekant, praat daar met 'n klip in die Boland, praat daar met 'n klip in die WP, of aan die SVD. As jy 'n speler wil hê, hierso in die Boland, praat. Maar die oude haas is so vir 2 wedstryde speel, ek gaan transfer jy na ons toe, baie maklik. Ja, maar ek moet sê, as we gaan kyk, is daar nie nog 'n window period hierso nou tussen die twee rondes nie? Nee, kyk, wat gebeur, wat so lekker is nou nee, daai spelers wat nou weg is verstaan, byvoorbeeld SVD toe of VP toe. VP speel mos nou gis Boland, nee. So hy kan so 2 wedstryde daar speel. En dan vraag hy weer transfer, as hy voel nie lekker aan in die VP nie. Gaat het taf was of in die SVD nie. Ek wil speel weer vir 'n ander klip verstaan jy so in die Boland. Eintlik die klip wat hom getaak het. Dis korrek. Dat is net mooi verstaan jy wanneer Boland weer begin met hulle liga. Met hulle liga, ja. Ja, omdat ek weet nie presies. Ja, jy ook bewusteloos coach uit. Ja, maar ek het so vermoed man dat daar, ek praat onder korreksie dat hier in die tyd 'n tipe van 'n vensterperiode is weer eens, maar ek is onseker en ek hoop nie dit is so nie, want ja, dit gaat te dik. Ja, maar coach, waar kry julle hy spelers jong? Ek kyk nou byvoorbeeld Saterdag, hy vleuel. Wat sê naam, ek dink hy 2-3 gedruk, wat eintlik senter vir julle speel het. Ja, hy speel senter, ja. Ja, meneer, ek ken nie hy man nie. Omdat hy man speel van die Vriendes af ons. Die man speel van die begin af. Kyk, ons het ons Vriendes gespeel toe ons Vriendes moes speel. En hulle speel nou ligas, waar julle moet ligas speel. Ja, so, hy speel al van die Vriendes af. Speel hy vir ons. Nee, wat ek eintlik wil sê, coach, ek sê weer, ek het nie 'n probleem met klubs verstaan jy wat spelers gaan haal om hulle te versterk. As jy jou dorp op die map wil sit. Ja. Meneer, daar is, ons het al baie dit gesê. Jy kan maar nou hoe raas en hoe blaas. As jy jou dorp op die map wil sit, meneer, dan sal jy maar, of jy moet jou hand diep in jou sak druk, of jy moet met plaaslike besighede gaan gesels en sê, jong, ons het daar onderwyser, of ons het daar miskien bestuurder verstaan. Ek julle nie miskien vir die manne gaaitjie daar nie. Want die manne wil graag vir ons kom speel. Want baie van die ouens gaan toch nie kom speel vir jou as hulle nie 'n werk het nie, of iets verdien nie. En dit is waar die onderhandelings van vermoë en vernuf lê verstaan van klubbestuurde. Klubbestuurde is heeltemal anders soos ons het ken in die ou tyd. Hulle moet in die vierend dink verstaan jy, hulle moet voortdurend dink. Die klub raak 'n besigheid omsit. Ja, hoe hulle opponente gaan uitoorlei. Kyk wat het Saterdag gebeur. Ek sien verlede week die 2 spanne gewag vir mekaar. Wanneer gaan die een span dan sy team bekend maak? En dan kom het die en dan wag hulle. Ek weet Safkol se team is al Vrydag bekend. Ja, maar jy weet wat sy team is toe verander. Ja, nie wat ek van weet jy omsit. Ja, coach. Wys vir my die team dat ek kan kyk wie verander het. Kyk, jy kan nou al sê jou team. Maar as daai team hier gelei is verstaan 'n footprint. Jy het mos nog tot Saterdag, hoe laat toe? Kans. 12:00. So jy kan 'n team uitsit om jou opponente uit te hol. Maar jy weet, hy is die team nie. Jy het met jou spelers ook al gepraat. Kan jy maar op footprint sien? Die ander onze team. Ek weet nie. Kyk, jy kan 'n team uitsit verstaan, maar jy lei hom nog net nie op footprint nie. En dan hierso 11 uur lei jou regte team. Hulle jou regte team. Hulle noem dit jy's geout mafia of geout play. Ja. Sien jy? Ja. En dit gaan al hoe meer gebeur. Daar is geen verpligting verstaan jy om jou team Vrydag aan bekend te maak nie. As jy vir jou spelers sê okay, jy gaan speel. Dit gaan ons oor die coach verstaan jy en die management verstaan jy se woord wat hulle vir die ou gee. En sê okay, nou speel 'n bietjie mind games hierso. Ons gaan die ding verander. Ja, dit is so. Ek weet nie of het daar gebeur het nie. En ek is mos nie nou oor nog byna die Edmund goed kykie. So Here kos ek ook smile, hy smile. Nee, regtig. Here wat baie onteene smile. Ja, kom ons praat gewoon, ons maak gewoon vas hierso die gebou.
wedstryd môre. Omdat ek sien nie hoe Grabouw vir stormende Stanford kan klop nie. Grabouw is tweede laaste. Hy het 25 punte afgestaan teen die span wat laaste lê nog steeds 0 punte het. So om vir Stanford te keer gaan 'n ander storie wees. Ja, nee, coach, ek stem saam. En daarna dan is daar welverdiende rusperiode. Ek weet nie of as dat 2 weke gaat wees of 3 weke nie. Ek dink dit gaan seker maar 2 weke wees. Want daarna dan begin die liga dink ek in alle erns. So het Botterrivier se coach Hussel van Aswegen gesê. Dan begin en dan gaan ons die skape van die bokke geskei word. Ons hoop regtig dat 'n span soos Claremont, as span soos Stanford genoeg krag in hulle bene het, want ons weet wat gebeur het met spanne soos Claremont eerste jaar toe kom hulle ook, dus hulle net hulle is daar en toe val hulle heeltemal uitverstaan in die tweede ronde. Ja, omdat die ding is van die tweede ronde, almal het mekaar nou al gesien. So dis meer 'n bekende span teen wie jy speel, so jy kan beter gaan voorberei. Ja, ons wil weer eens sê baie dankie vir elkeen wat vanaand ingeskakel is hier op Skuins voor Afskop op die program Stoom Saam Ons Sit. Is altyd lekker om vir julle hier te hê. En ons waardeer vir julle, want sonder julle in wie se sitkamers ons week na week sit, coach A, is hierdie program absoluut niks. Yes. Jy sal sien, hier is 'n bal, soos hulle sê, is 'n Gilbert. Benny, stuur 'n Sanlam-bal, jong. Ons wil ons ook vir Sanlam wil ons het nou die ding bal ontvang af van Gilbert af. So ons wil graag 'n Sanlam-bal hier wil hê. Papa Lenny, hier aan die skeieregters, jong. 'n drop af vir die ou man. 'n drop ons een, drop af vir ons Sanlam Boland. Ons wil baie graag wil ons eie provinsie wil ons bemark. Maar ongelukkig het Gilbert hulle nou voorgespring. En maar ons haal die bal af. Dis amper soos daai geval die verlede week aan by die hotel. Een plek bespreek. En toe was die volgende dag sien toe soos nee, is gekanselleer. Here, hoe die manne ook kom jou. Nee, coach, is altyd lekker om jou te gesels. Is altyd lekker om in die sitkamers van die luisteraars te wees. Ons het daar weer gekom aan die einde van hierdie program. En ek moet sê dis lekker. Ja, net 'n laaste dingetjie wat ek eintlik wil gesels omsit. As dat baie mense sê altyd hulle kla hier na toe en soen toe. Maar byvoorbeeld verlede week is een van die wedstryd wat plaasgevind het, was 'n massiewe klomp mense was op Botterrivier. En die logistieke reëlings rondom daai, ek wil hulle komplimenteer met dit. Selfs verkeersmanne, tussen aanhalingstekens buitekant by die eerste cross, buitekant die hek, jy weet, net om die vloei van die karre te reguleer. So was hulle logistieke reëlings was byk. Ja, nee, dankie coach dat jy vir my daarop attent maak. Ek moet regtig vir Botterrivier moet ek 'n plempie gee hiervoor. Hulle was great. Jy weet, ek het gaan kyk daar nee, en ek het in die week het ek vir iemand gesê, daar wat ek gestaan het, as daai speler in die bal vat, weet dit nou Safkolse speler is, of het nou Botterrivier se speler is, dis asof die hoor 'n stadium wat mense ontplof. En vir so 'n crowd, ek dink Pietie Herman was op sy sinewies. Ek sal op my sinewies gewees het. Want jy weet nie wat om te verwag nie. Want ons weet in die week verstaan jy die spanning maar baie hoog geloop. En ek sal op my nerves gewees om te sê, ek wil net nie iets met verkeerd gaan hierso nie. Want hierdie is 'n toonbeeld ook verstaan vir Boland rugby, dat ons as 'n klub Botterrivier goed kan organiseer, dat ons spelers, dat ons toeskouers enige wedstryd, hoe groot, hoe klein ook is, dat ons so 'n wedstryd kan aanbied en die dissipline van so 'n aard sal wees, dat daar nie comebacks is nie. En ek moet regtig wel sê, duime vir die bestuur
van Bottervier Rugby. Julle was great gewees. Om so 'n klomp mense te huisves en nog te verloor en dan nog steeds daai mate van verantwoordelikheid en daai dissipline te handhaaf. Dit wil gedoen word. Jy weet die dinge kom ons altyd gewoonlik gebeur het wanneer die tuisspan verloor. Dan ruk goed 'n bietjie hand uit. Maar ek weet nie wat die bestuur of Herman gesê het in die week verstaan vir sy mense nie, maar ek moet vir julle geluk wens. Daai wedstryd verlede week regtig was 'n toonbeeld van wat klubs kan doen in die Boland. Ja, omdat ek wil ook 'n pleintjie gee aan die besoekende span. Wat met 4 busse gekom het. En met hordes karre. Daar was niemand kon meer toegelaat word in die veld meer nie. Kon nie meer kar toegelaat. Die pad reg af by die kerk was vol gepark. En selfs die besoekende span, hulle dissipline. En die gees wat hulle mee gekom het. En selfs jy het ook gehoor van insidente verstaan dat ouens in karre ingebreek het wat buitekant gestaan het. En dit op sigself moet ook 'n pleintjie wees verstaan jy vir Bottervier om so hierdie tipe van wedstryd met hierdie tipe van kaliber en grootte aan te kan bied. Yes, dit soos om te sê. Ek dink enige wedstryd hier vanaf vorentoe waar kan die besoekende span en die tuisspan net leer uit die vorige ondervindings uit hoe 'n mens jou gedra op die dag. Maar belangrik ek sê altyd daar waar jy nie eintlik 'n klomp dronk mense sien nie, daar kry jy minder probleme. Ja, weet jy, dit was interessant. Ek het daar kry jy minder probleme. Ek het gesien by die hek, was hulle baie sterk op sekuriteit. En veral ek het my wanneer dit bier of alcohol was wat in 'n glasbottel is, glad nie toegelaat nie. Ek het agter iemand gestaan en toe sien ek die voorsitter by die security wys toe vir die voorsitter in 'n kar en hulle daai koelbox uitgehaal. Hulle gesê meneer, dit gaan nie toegelaat word hierso. Okay, ons weet van as manne wat op 'n manier hulle goedjies inbring. Jy kan nie daarvoor nie. Maar daar moet ek ook vir Bottervier regtig sê. Ek dink ons moet baie aandag skenk aan die feit dat ons hoe minder dronk mense jy by 'n veld kry, hoe beter rugby atmosfeer is daar. Dit is maar net soos dit is. Ja, dit is so, maar hoe gaan jy dit regtig bestuur? En ook die fermheid en die voortyd kennis gee. Ons gaan net dit toelaat in daardie gebied en dit daarbey hou. En dan ook natuurlik seker maak dat niemand by die hek kom aan nie. Ja. Dat daai fermheid is baie belangrik. Ja, coach, die tyd loop. Ek wil weet van my kant sê vir elke kyker, elke wat ingeskakel is, baie dankie. Sonder julle is hierdie program niks. So ja, my storie is uit. Fluit. Daar gaat ons. Ja, en van my kant af, syf trap ouens. Coach, hy's uit.